Vriende, ons gaan vanoggend lees uit Eksodus 20. Die teks is daar op die bord. Ons is besig met ons reeks oor die 10 gebooie. Maar voor ons aangaan, kom ons word net stil en ons bid saam. Here, ons dink vanoggend met groot dankbaarheid aan die gawes, die talente, die persoonlikheid, die passies, dit wat U vir ons gegee het, wat maak dat ek is. Here, en dat ek met alles wat U vir my gegee het, deur die Gees gelei, kon honger na U en Here, U my gekies het om U kind te wees. Daarom wil ons U loof en prys. Daarom wil ons U naam groot maak. Daarom is ons hier vanmôre, Here, om aan U die eer te betoon. En dit is ons gebed, Vader, dat wanneer ons uit die woord lees vanmôre, wanneer ons dit oordink, dat ons U stem sal hoor. Dat U ons lewe sal kom rig. Ons sal kom aanpraat, ons sal vermaan, ons kom bemoedig. Want daarin is U woord kragtig om dit te vermag. Spreek, Here, U kinders luister. Amen. So, ons is vanoggend by die 4de gebod. Dis die laaste gebod wat ons kategoriseer wat te doen het met ons verhouding met God. Julle sal onthou, ons het gesê van die 10 gebooie word dit gewoonlik onderverdeel, wat sal sê die eerste 4 gebooie het te doen met ons verhouding na boontoe en die volgende 6 gebooie het te doen met ons verhouding na ons medemens, maar eintlik gaan alles maar oor ons verhouding met God. Eksodus 20 vers 8 lees ons die 4de gebod, sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter of die man of die vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Daar is 2 woorde wat hier ter sprake kom, wat dit vir ons belangrik is om te verstaan. En die eerste woordjie is die Hebreëse woord Shabbat. Dis afgelei van die Hebreëse werkwoord Shavat, wat beteken om op te hou, om tot bedaring te bring, om te staak, nie soos ouens wat by die werk toi nie, maar om te staak, op te hou waarmee jy besig is, om tot bedaring te bring, tot rus te bring. Dit is die betekenis van die Hebreëse woord Shavat. En dan die tweede woordjie wat belangrik is die woord wat ons vertaal met heilig, kadosh. En die woord heilig, kadosh, beteken apart, eenkant gesit, geskei van die gewone of die normale, iets wat buitengewoon, spesiaal is. So wanneer daar dan die gebod kom, dat ons met die Sabbatdag heilig, is dit 'n opdrag van rus, maar dit is ook 'n opdrag dat ons hierdie dag anderste sal laat lyk as ander dae. Dat die manier hoe ons hierdie dag inrig en hierdie dag beleef, anderste moet wees as al die ander dae van die week. Nou, die gebod om die Sabbatdag te heilig, soos al die gebooie en al die wette en riglyne in die Bybel, is nie net daar sodat daar 'n klomp moets en moenies wees nie. Daar is 'n doel, 'n rede dat die Here sy wet vir sy volk gegee het. Eintlik twee belangrike redes. Die eerste rede was vir hulle beskerming en geluk en vrede. Beskerming in die sin dat dit is wette wat hulle moes help om higiënies te leef, om vrede met mekaar te leef,
wette wat hulle gehelp het om mekaar te ondersteun en ook vir God te aanbid, ook hulle gedagtes terug te draai na God, om vrede te bewerk tussen mekaar en ook vrede met God. So dit is die een rede, die doel vir God se wette en gebooie. Maar daar is nog 'n ander rede. En dit was, Israel was God se uitverkore volk. Hulle moes anders te wees as al die volke en die nasies rondom hulle. En hulle moes so leef en doen, dat hulle duidelik onderskeidbaar was van die heidense volke wat rondom hulle gebly het. So baie van hierdie wette en reëls wat ons lees vandag, maak vir ons nie sin vandag nie. Ons kan nie regtig waar uitdink, maar hoekom sal God dan nou hierdie wet of rede ingestel het? As mens mooi gaan dink, meeste van dit, is daar 'n goeie praktiese rede daarvoor. Maar daar is van hierdie wette wat daar was bloot, net sodat Israel anderste moes wees, dat hulle moes uitstaan van die ander volke. En so was die onderhouding van die Sabbatdag ook so. Die ander volke, ander nasies, het nie 'n rusdag gehad nie. Hulle het nie 'n 7de dag gehad waarop hulle God aanbid het nie. Dit was iets wat die Israeliete onderskei het van al die ander volke. Nou, in die Bybel is daar nog, behalwe dit wat ons gelees het, dat jy nie mag werk op die Sabbatdag nie, nog 'n hele paar ander bepalinge rondom die Sabbat, wat die Israeliete moes nakom. Jy mag nie vuur gemaak het nie. Jy mag nie kos gemaak het nie. Jy mag nie op die Sabbatdag 'n reis begin het. Jy mag nie uit jou huis uit gegaan het, of waar jy ook al gebly het, enigsins iewers gegaan het nie. Jy mag ook nie iets in jou huis of uit jou huis gedra het nie. 'n Klomp sulke reëls. Maar dit was nog steeds nie genoeg of duidelik genoeg vir die ou Israeliete nie. So die skrifgeleerdes en rabbies, hulle het nou die paar riglyne rondom die Sabbat gaan vat en nog verder uitgebrei. Om tot op 'n punt te kom wat hulle sê, wel, jy kan tog nou nie heeldag in jou bed lê op die Sabbat om te rus nie. Jy moet opstaan en jy gaan dalk beweeg. So ons sê jy mag net soveel tree gee op die Sabbatdag. En wanneer dan kom by kos maak, jy mag nou nie kos maak nie, maar jy moet tog eet. So wanneer is dit net dat jy kos wat klaar gereed is eet, en wanneer is dit jy het nou kos voorberei? En daarmee het hulle nog 'n klomp reëls en riglyne gehad om al hierdie goeders te onderskei. En dit het 'n magdom reëls en riglyne geword van alles wat jy op 'n Sabbatdag moet en nie moet doen nie. Vriende, maar nou is ons vandag hier op 'n Sondag by mekaar. En by baie Christene is daar 'n stuk verwarring oor die Sabbat en die Sondag. By sommiges dink dat die Sondag het die Sabbat vervang. Of die Sabbat het nou net met een dag aangeskuif, dat ons vier vandag die Sabbat. Dan wil ek vir julle sê, dit is definitief nie die geval nie. Die Sabbat is op 'n Saterdag. As jy die Sabbatdag wil vier, dan moes jy nie gister gras gesny het nie. Dan moes jy nie gister jou kar gewas het nie. Dan moes jy nie gister kos gemaak het nie. Ons as gelowiges, as Christene, vier nie die Sabbat op die Saterdag nie. Toe Jesus aarde toe gekom het, het hy gesê hy het gekom om die wet te vervul en ons vry te maak van die wette, ook wat betref die onderhouding van die Sabbat. Die vroeë Christene het ook 'n bietjie hiermee geworstel. Ons kom dit agter as ons lees die brief wat Paulus aan die gemeente in Kolosse skryf. In Kolossense 2 vers 16 en 17 staan daar: Daarom moet julle nie dat iemand vir julle voorskrywe wat julle moet eet of drink nie, of dat julle die jaarlikse feeste of nuwe maansfeeste of die Sabbatdag moet vier nie. Dit alles is maar net die skaduwee van wat sou kom. Die werklikheid is
Christus. In daardie tyd was daar twee groeperinge Christene. Daar was die Christene wat bekeer is uit die Joodse geloof, en hulle het nog baie die Joodse tradisies en reëls aangehang. Dit was vir hulle baie moeilik om daar los te breek. En dan was daar die Christene wat gekom het uit die Grieke en die Romeine en die ander heidene nasies. En hulle het nie 'n saak gehad met die Joodse gebruike en tradisies nie. Maar nou wil hierdie Joodse Christene nog vir hierdie Griekse en Romeinse Christene soms vir gesê, nee, onthou op 'n Sabbatdag moet jy nie dit doen nie, of mag jy nie werk nie, of moet jy nie dit doen nie. En dit het 'n bietjie verwarring daai tyd veroorsaak. Sodat Paulus hier kom skryf, baie pertinent om te sê, en hy skryf dit aan hierdie gemeente in Kolosse, wat bestaan uit Christene wat uit die heidene nasies bekeer het, en sê, moenie dat hierdie Joodse Christene vir julle kom sê, julle moet die Sabbatdag vier, of julle mag nie dit eet nie, of julle moet dit eet, of julle moet daai goeders doen nie. Ons as Christene is vrygemaak daarvan. Jesus Christus het 'n verskriklike probleem gehad met die Joodse godsdienstige leiers se beheptheid met die reëls en die nakoming van reëls, en veral oor die viering van die Sabbat. Dat daar mense was wat geglo het, solank ek alles doen wat daar staan en wat die rabbies voorskryf wat jy op 'n Sabbat moet doen, dan is my saak met God reg. Jesus het gesê, nee, dit het niks daarmee te doen nie. Jou saak is reg met God as jy hom eers liefhet en as jy jou medemens liefhet. Dis waaroor dit gaan. Ek verwag barmhartigheid, sê God. Dominee Gerald het verlede week het hy by hierdie tema aangeraak, oor dat die Sabbat, die Here het 'n kleintjie dood oor mense wat reëls wil nakom, en daardeur glo hulle gaan punte kry in die hemel. Hulle gaan in God se goeie boekies kry, dat dit gaan op 'n manier maak dat hulle in 'n beter verhouding met God staan. Jesus het 'n nuwe werklikheid laat aanbreek. En hy het mense uitgedaag om ook anders na die Sabbat te kyk. Hy self het die reëls van die Sabbat meer as een keer oortree, sodat die Fariseërs hom op 'n kol daaroor aangevat het en gesê het, "Sjoe, jy's dan 'n godsdienstige leier, jy's veronderstel om 'n voorbeeld te neem, en nou heilig jy nie die Sabbat nie." En Jesus het hulle geantwoord in Markus 2 vers 27, "Die Sabbatdag is vir die mens gemaak, en die Sabbatdag is vir die mens gemaak, en nie die mens vir die Sabbatdag nie. Daarom is die Seun van die mens Here ook oor die Sabbat." Na Jesus gekom het dit alles verander. Nou vind ons rus in hom. Nou maar waar kom die Sondag vandaan? In Handelinge en in ander gedeeltes van die Nuwe Testament lees ons dat die apostels en die ander volgelinge, die ander disippels van die Here Jesus, het nadat Jesus na die hemel opgevaar het, elke Sondag by mekaar gekom. En wanneer hulle by mekaar gekom het, het hulle die Here geloof en geprys. Hulle het die gemeenskaplike maaltyd gevier, hulle het nagmaal gehou, en hulle het gesels oor die dinge wat hulle gesien en gehoor het van Jesus Christus. In ander woorde, liewe vriende, hulle het elke Sondag kerk gehou. In die begin het van die Joodse Christene nog op die Saterdag sou hulle na die sinagoge toe gaan, en dan op die Sondag het hulle kerk gehou, maar later, soos daar nog gelowiges bygekom en Christene in ander heidene nasies, het daai gebruik ook verval, en het die Sondag die dag van die Here geword. En hoekom 'n Sondag? Want 'n Sondag was die dag waarop die Here Jesus opgestaan het. Op 'n Sondag het die Here Jesus opgestaan, en daai gelowiges het daardie tyd, soos ons eintlik ook vandag, elke Sondag as hulle by mekaar kom, die opstanding van die Here Jesus gevier. Vriende, ons vier nie net een keer 'n jaar op Paas Sondag die opstanding van die Here Jesus nie.
Elke Sondag as ons by mekaar kom, moet ons vir mekaar sê, hier is die dag waarop die Here Jesus opgestaan het. En so het dit gebeur dat vir die eerste paar eeue na Christus die kerk van die Here Jesus op Sondag by mekaar gekom het. Dit was eers in 321 na Christus wat die Romeinse keiser Augustinus die Christelike geloof, die amptelike geloof van die Romeinse ryk gemaak het en dan ook Sondag verklaar het as 'n amptelike rusdag. So vriende, nou is die vraag, as ons dan nou sê, ons as Christene onderhou nie die Sabbat nie, is die 4de gebod dan nog enigstens relevant vir ons? Moet ons nie maar 'n pen vat en hom doodkrap en sê maar, okay, ons haal hom uit nie? Nee, verseker nie. Want julle sal onthou, dat toe ons oor die gebooie begin praat, het ek gesê het, dat ons moes nie net vaskyk in die moet en die moenie wat daar staan nie, dat onderliggend aan elke gebod en wet is daar sekere beginsels wat baie breër strek as net daai paar woorde, daai opdrag. En ons moet daai breër beginsel moet ons na kyk, want dit gee vir ons 'n deur, 'n venster na God se hart. Wat is dit wat hy van ons vra? Wat is dit wat hy van ons wil hê? En dan bly die beginsels van die Sabbat dieselfde wanneer ons kom by die Sondag. En dit is op 2 dinge gebaseer. En nou sien julle hoekom ons vol sirkel. Die eerste een is die beginsel van rus. Ons moet rus. En die mediese wetenskaplikes beamoen dit. In hulle navorsing wys hulle dat mense wat nie 'n gereelde rusdag het nie, geneig is om onproduktief te word. Dat sekere mense ly aan tamheid, moegheid, dat hulle maklik uitbrand, dat hulle ook geestelike en emosionele kondisies kan kry soos depressie, angstigheid, dat hulle kwesbaar is vir uitbranding en dat hulle konsentrasie swakker is, dat hulle nie so produktief is soos wat hulle kan wees nie, as hulle nie 'n gereelde rusdag het nie. Dit het die wetenskap vir ons kom sê, maar dit het God al duisende jare terug vir ons kom sê, ek het die mens geskaap. Ek weet hoe die mens werk en ek het hom geskape met hierdie behoefte dat hy iewers 'n dag sal hê wat hy sal rus. Anders gaan hy nie gelukkig wees nie, anders gaan dit moeilik gaan met hom. En dan die tweede beginsel van die Sabbat, wat net so van toepassing is op die Sondag, is dit daar 'n spesiale dag, 'n tyd in die week moet wees. 'n Tyd wat ons aan die Here wy, wat ons werk aan ons verhouding met die Here, 'n dag wat ons verhouding met die Here vir ons voor op ons gedagtes lê. 'n Dag wat anders te lyk as al die ander dae in die week. 'n Dag waar ons fokus op dit wat die Here van ons vra en wil hê. Vriende, dan kan ek nie aan 'n beter manier dink om so 'n dag te begin, as om saam hier in die kerk by mekaar te kom nie. Om 'n dag anderste en spesiaal en heilig te hou. Begin jou dag, jou Sondag, by die huis van die Here. Ek het al met ander gelowiges, ander Christene gesels, lidmate van die kerk, wat ek vra, maar ek sien julle nooit in die kerk nie, en ek weet hulle is goeie mense. Wat die man vir my sê, weet jy, Dominee, ek deur die week werk ek verskriklik hard, naweke is gesinstyd. So Sondagoggend vroeg, dan pak my vrou vir ons 'n piknikmandjie, en dan ry ons Harold's-Baai toe, of ons gaan ry bietjie Nysna toe, of ons gaan loop in die woud, en dan so vier ons die Sondag, en dit is hoe ons eintlik kerk hou. Dit klink nou mooi en goed, en weet julle, om tyd saam met jou gesin te spandeer is bitter belangrik. Maar as jy jou gesin 'n guns wil bewys, dan bring jy hulle eers kerk toe.
Die grootste geskenk wat jy jou kinders kan gee is om hulle binne die kerk groot te maak, dat hulle hier tuis voel, dat hulle hier deel voel, dat die kerk nie vir hulle 'n vreemde plek raak nie. Daarom is om op 'n Sondag kerk te kom nie net 'n gewoonte of 'n tradisie nie, maar is ook 'n manier om jou verhouding met God te versterk, om die gemeenskap van die gelowiges te versterk en om hierdie dag wat ons 'n bietjie anders te hou as ander dae tot God se eer in te rig. Maar vriende, ons moet waak dat ons nie soos die rabbies en die skrifgeleerdes en die fariseërs weer wetties raak oor wat ons mag en nie mag op 'n Sondag nie. Toe as ek 'n kind was, kan ek onthou, was daar in baie gesinne en families het hulle sekere reëls gehad oor wat mag jy nie op 'n Sondag gedoen het nie. Ek wonder, of ek gaan sommer vir julle vra, wie van julle onthou dat daar in jou kinderdae dat jy sulke reëls teëgekom het? Noem gou vir my, wat mag mens nie op 'n Sondag gedoen het nie? Jy mag nie naaldwerk gedoen het op 'n Sondag nie. Is 'n groot sonde daai. Wat mag jy nog nie op 'n Sondag gedoen het nie? Jy mag nie swem op 'n Sondag nie. Nou weet ek nie, as jy nou van 'n boot afval, mag jy dan swem? Wat mag jy nog nie gedoen het op 'n Sondag nie? Jy mag nie tennis gaan speel op 'n Sondag nie. Jy mag nie gaan fliek op 'n Sondag nie. Jy mag nie TV kyk op 'n Sondag nie. Eintlik mag jy niks doen wat lekker is op 'n Sondag nie. As dit lekker is, dan is dit verbied. Vriende, ons moet waak teen daai tipe wettisisme. Maar ek sê dit ook dat ons tog die dag anderste moet inrig. Ek wens so dat ons kan teruggaan na die tye wat al wat op 'n Sondag oop was die koffie op die hoek. Want ek kry die mense wat op 'n Sondag in die winkels moet werk so jammer, want hulle het ook 'n rusdag nodig. Ons hele samelewing het eintlik 'n dag nodig waar alles net tot bedaring en rus kan kom. So hierdie bedrywighede wat op 'n Sondag aan die gang is, ek is nie altyd gemaklik daarmee nie. Maar daarmee is ek ook nie wetties nie. Ek veroordeel niemand wat op 'n Sondag moet werk, wat 'n skof moet insit op 'n Sondag nie. Ek meen, hier staan ek vandag, ek werk. En ek veroordeel ook nie iemand wat op 'n Sondag gou Checkers toe of iewers gaan om buns of brood of melk te gaan koop nie. Maar ek wil tog vra, en ek sê dit vir myself ook, dat ons sal probeer om hierdie dag anders te laat lyk as ander dae. Dat ons beplanning 'n bietjie beter sal doen, dat ons hierdie dag kan inrig, dat hy nie maar net nog 'n dag is waar ons al die dinge wat ons doen op die ander dae doen nie. Vriende, ek sluit af. Wanneer ons dan die gebod hoor, dat ons moet die Sabbatdag heilig, dan hoor ons moet 'n dag hê waar ons moet rus. En ons moet 'n dag hê waarop ons die Here eerste stel. Ons verhouding met hom eerste stel. 'n Dag wat anderste is. En dan moet ons ook weet dat die Sabbat, die dag van die Here, is eintlik elke dag. Dit is nie beperk tot net een dag nie. Soos die Sabbatdag een van die doelwitte daarvoor was om die volk Israel te onderskei van die ander volke. So het ons as Christene vandag nie 'n Sondag nodig om ons te onderskei van die ongelowiges nie, want die ongelowiges is ook op 'n Sondag. Dis wêreldwyd, in meeste lande en kulture is Sondag 'n rusdag. Nee, ons rusdag, ons Sabbat, is elke dag van die week daar waar ons leef, doen, praat, wat ons anders maak as die mense rondom ons. So gaan hierdie week in en leef, wees anders as die res van die wêreld. So heilig ons die Sabbat. Amen.